Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons saam kan wees so rondom sy woord. Ek dink so aan daardie pragtige gedeelte in Johannes 10 waar die Here sê hy is die goeie herder en hy het sy lewe afgelê vir die skape. Daai selfde gedeelte sê dat die Here ken sy eie en word deur sy eie geken. En die Bybel sê ook dat sy skape luister na sy stem en hulle sal geen vreemde volg nie. En hoe wonderlik om te weet dat God met ons praat uit sy woord. Ons kan God se stem hoor terwyl ons sy woord lees en bestudeer. En mag u en ek getroue studente van die woord van die Here wees. Nou, die 4de Mei is 'n baie besondere dag in my lewe, in my huis se lewe, in my gesin se lewe. Nou die 4de Mei, 34 jaar terug, het die Here my siel uit genade kom red, het die Here my uit die duisternis oorgebring na sy wonderbare lig. As jong polisman daar op Swartwater grensbasis kon ek ook hierdie genade gesmaak het van kindskap. Ja, en 'n paar jaar later, ook op die 4de Mei, die Here my en Effel by mekaar gebring, kon ons ook voor die kansel gesê het, dat ons trou aan mekaar beloof, en ek moet vir u sê, in my tyd wat ek die pad met die Here stap, en in my huwelik, was daar wonderlike tye van vreugde en blydskap, waar ons God se goedheid en genade beleef het. Daar was hartseer tye, tye van ongehoorsaamheid, tye van tug van die Here, tye waar ons stryd beleef het, maar kan ons terugkyk en sê, geloof sy die naam van die Here. Dag na dag draai ons, en ons kan terugkyk en sê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Mag die Here vir u ook bemoedig en versterk, dat u nie moedeloos sal raak nie. Onthou vriende, daar was net een volmaakte mens op aarde, dit was Christus, en hy as volmaakte het sy lewe kom aflê vir onvolmaaktes. Deur sy genade is ons gered en deur sy gees gevul, sodat ons dan ook kan lewe om hom te verheerlik. Daar kom tye waar ons in ongehoorsaamheid die tug van die Here ervaar, soos ons gehoor het nou in die boodskappe oor die gelykenis van die saaier, maar ons dank die Here dat hy ons nooit sal wegwerp nie. Al is ons ontrou, hy bly getrou, hy kan homself nooit verloon nie. Nou vriende, ons is tans besig met hierdie reeks oor die gelykenisse. Nou, ek gaan net vir julle 'n kort oorsig gee oor wat vir ons voorlê. Ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die gelykenis van die ryk dwaas en vir 'n paar oggende stil staan by hierdie gelykenis uit Lukas 12. Dan sal u sien op die kalender, die 18de is dit Hemelvaart. Dan gaan ons in daardie week van die 15de bietjie met u praat oor die gedagte van Hemelvaart, die belangrikheid daarvan en ook die geestelike wonderlike seën wat ons kan put uit die gedagte van die Hemelvaart. En dan sal u sien, ons gaan die 22ste begin met die kort oordenkings oor Pinkster. Ons gaan 'n hele klomp boodskappe hanteer oor die aanloop na die uitstorting van die Heilige Gees, of dan die Pinksterfees soos ons dit noem. Ons gaan kyk na daardie gebeurtenis waar die Heilige Gees uitgestort is en hoe dit op ons van toepassing is vandag. En ons gaan bietjie hier en daar kyk na dwalings rondom die uitstorting van die Heilige Gees en kerke wat hierdie saak heeltemal misvat. Nie omdat ek dink ek weet beter as hulle nie, maar omdat daar sekere duidelike Bybelse beginsels is wat hulle heeltemal, vriende, oor die hoof sien en dan ook 'n lering preek oor die Heilige Gees wat nie eie is aan die Bybel nie. So dis wat vir ons voorlê in die volgende paar weke. Is die gebed van my hart dat die Here vir ons ryklik sal seën, en na die Pinksterdienste of dan die uitsendings sal ons dan weer terugkeer na die gelykenisse soos ons in die woord van die Here vind. Nou vriende, u onthou ek het vir u gesê dat daar so oor die 30 gelykenisse in die Nuwe Testament is wat deur die Here Jesus self gepreek was. Hy het graag gebruik gemaak van gelykenisse om mense te onderrig, en ek het vir u gesê, 'n gelykenis is 'n storie waar alledaagse en bekende dinge of gebeure en optredes van mense gebruik was om 'n hemelse waarheid of boodskap tuis te bring. Ek het vir u gesê, ons kan ook sê dat 'n gelykenis is 'n storie wat Jesus vertel het met die doel om mense se gedagtes na die hiernamaals of die ewige te rig. Dit was om mense te laat let op hoe hulle nou lewe en hoe dit hulle in die ewigheid dan of positief of negatief sal beïnvloed. Onthou, baie belangrik dat die gelykenis ook vir die hier en nou was, maar in die lig van die ewigheid, hoe sal hulle dan voor die Here gaan staan om rekenskap te gee vir die lewe wat hulle op aarde geleef het. Ek het vir julle gesê, die gelykenis is prakties, dis treffend, dis meesterlik ingeweef met dit wat mense verstaan het. En die doel was altyd dat elke gelykenis 'n bepaalde en besondere interpretasie sal geniet. Jy sal onthou, ek het vir julle gesê, moet nooit geheime inligting of 'n geheime interpretasie soek vir 'n gelykenis nie. Lees wat die Here gesê het, lees hoe hy self hierdie gelykenis verklaar het en sien hoe dit op jou en my lewe van toepassing is.
Kom ons lees dan gou daar uit Lukas 12 vanaf vers 13, die gelykenis van die ryk dwaas. Die Bybel sê, en een van die skare sê vir hom, meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, mens, wie het my as 'n regter of deler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Vers 20 sê, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal ek jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God nie. Nou vriende, hierdie is 'n baie bekende gelykenis, met 'n nimmer eindigende waarheid, en lewensles vir jou en vir my daarin opgeteken. Hierdie is 'n baie besondere gelykenis, juis vriende, omdat dit van toepassing is op baie mense se lewens vandag. Jy sal met my saamstem dat die meeste vandag so lewe dat hulle alles doen om sukses te probeer behaal. Hulle sit weg, hulle probeer die hoogste sport in die lewe bereik, en wanneer hulle dink hulle het alles of hulle het genoeg bymekaar gemaak, dan tree daar iets tussen beide, dan kom daar iets wat niemand verwag nie, en dit is die dood wat al hulle lewensplanne omverwerp en alles wat hulle gedink het sal gebeur en wat hulle sal geniet, in die oomblik in die niet laat verdwyn. Daar is 'n gedeelte daar in Prediker 6 wat vir ons sê daar is 'n onheil wat ek gesien het onder die son en wat swaar druk op die mensdom. 'n Man aan wie God rykdom en skatte en eer gee, sodat hom niks ontbreek van alles wat hy kan begeer nie, maar God stel hom nie in staat om daarvan te geniet nie, want 'n vreemde geniet dit is vergeefse moeite en 'n bittere lyding. Wat sê Prediker? Min of meer dieselfde wat die Here Jesus in hierdie gelykenis vir ons sê, dat mense so gesteld is op die hier en nou, dat hulle die ewigheid buite rekening laat. Die man Paul Bouget het gesê, die dood is van alle dinge die mees aangekondigde, maar verseker die minst verwagte. Vriende, die meeste van ons reken dat môre 'n gegewe is. Die meeste van ons reken dat môre outomaties sal kom, en dit wat ek nou bymekaar gemaak het, môre geniet sal word. En daarom is die dood vir soveel mense 'n vreesaanjaende, skrikwekkende ding, want hulle leef nie hulle lewe met die een oog op die ewigheid en die gedagte dat ek kan vandag my laaste dag op aarde lewe nie. So hierdie gelykenis is vir my en vir jou so belangrik, want dit is so van toepassing op my en jou ook, want ook ek en jy is mense wat so gestel is op die hier en nou, en hoe ons by mekaar kan maak, dat ons dikwels vergeet, dat God die laaste sê het, en nie ek en jy nie. God het die laaste sê oor my en jou lewe, oor my en jou besittings, oor wat ek en jy by mekaar maak, en daarom is dit noodsaaklik om na hierdie gelykenis te kyk, en ons gaan ons so 'n paar gedagtes in die volgende paar dae kyk, juis onder die tema, die ryk dwaas, en dat ons nie dieselfde foute sal maak, wat hy gemaak het nie. Nou kom ons gee gou vir u die konteks van hierdie gelykenis. Ons lees daar in vers 13, een van die skare sê vir hom, meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Nou wat gebeur hier? Nou vriende, dit was 'n algemene ding, in die tyd van die Here Jesus, dat mense na rabbies gekom het, om hulle raad te vra, oor probleme wat hulle in hulle lewens kon gehad het. Nou, 'n rabbi was 'n leraar, iemand wat die skrif geken het, of veronderstel was om die skrif te ken, en hulle was gereken as wyse manne, en dikwels het mense na hulle toe gegaan en vir hulle gesê, rabbi, hier is my probleem, sal jy asseblief vir my 'n wyse oplossing gee vir hierdie probleem? Nou in hierdie geval sien ons dat hierdie man vir Jesus sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Nou in die Joodse wet was dit vasgestel dat die oudste seun 2/3 van die erfdeel sou kry, en die ander derde was tussen die ander broers of dan die ander kinders verdeel. Nou hierdie man wat met die vraag na die Here Jesus gekom het,
Het heel moontlik geweet en as hy deel was van die Joodse kultuur sou hy presies geweet het wat die wet gesê het. Maar as ons na hierdie vertelling kyk in die konteks daarvan, wou hy die Here op 'n slinkse manier ingetrek het in sy ondankbare en begeerige hart. U sien, hierdie man was nie tevrede met die deel van die erflating wat hy gekry het nie. Daarom kom hy na die Here Jesus toe en hy sê, Here, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Hierdie man het heel moontlik klaar sy deel gekry, maar hy wou meer gehad het. Daarom sê Jesus in Lukas 12 vers 15, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. En ag vriende, ons gaan afsluit met hierdie gedagte. Ek moet ook versigtig wees dat ons nie in ons lewens 'n gierigheid sal ontwikkel waar ons meer en meer en meer sal wil hê en dat ons oë van die Here Jesus Christus afhaal en ons eendag voor God gaan laat staan en ons gaan of hoor gaan weg, ek het jou nooit geken nie, of ek gaan skade ly voor die troon van die Here. Daarom is die gebed van my hart as ons môre aangaan met hierdie gelykenis, dat een gedagte sal hou. Hier is die skare, een uit die skare sê, Here, sê vir my broer, hy moet die erfporsie met my deel, en die konteks daarvan is dat hierdie seun alreeds sy deel van die erfporsie gekry het, maar hy was nie tevrede daarmee nie, hy was gierig, hy wou meer gehad het, en meer gehad het, en hy probeer om die Here Jesus te mislei, en om in hierdie saak van hom in te trek, om partyskap te wek, en sy gierigheid eintlik aan te vuur, en die Here Jesus kom en hy sê vir hom, onthou net, niemand se lewe bestaan uit die oorvloed van sy besittings nie. Belangrik dat ons sal onthou, besittings bepaal nie wie ek is nie. As ek my besittings op 'n manier bestuur, op 'n manier wat God verheerlik, dan bepaal dit regtig wie ek is. En ons gaan bietjie môre daarna kyk. Mag die Here vir my en jou wysheid gee. Môre gaan ek bietjie met u praat oor 'n paar foute wat hierdie dwaas gemaak het, hoe dit op my en jou van toepassing is, die waarskuwing vir ons daarin opgeteken, maar ook die kosbare boodskap wat die Here vir ons dan hieruit wil leer. Mag die Here u seën met wysheid, mag hy vir ons insig gee en mag ons weet sy genade is vir ons genoeg. Seën vir u, mooi dag verder, tada.